Ons begin 2023 met die definisie van 'n sterk basis. Nou 'n sterk basis dissosieer volledig in water om 'n hoë konsentrasie hidroksiedione te vorm. Nou ek wil net stil staan by die term dissosieer. Ek het al voorheen daarna verwys, maar dissosiasie hou verband met ioniese basisse, soos natriumhidroksied, kaliumhidroksied, lithiumhidroksied. Die ione bestaan reeds en as dissosiasie plaasvind, dan breek die ioniese binding net op in die oorspronklike ione. Nou vergelyk dit byvoorbeeld met ammoniak, wat ook 'n basis is, maar nie ionies is nie. Dis kovalent, dis 'n molekule. So in die geval van ammoniak gaan die basis nie dissosieer nie, maar wel ioniseer. En ek wil net daai fyn verskil uitwys. So 'n basis kan dissosieer in die geval van ioniese basisse of ioniseer in die geval van molekulêre of kovalente basisse. Jy begin met 'n onbekende metaalkarbonaat. Hierdie onbekende metaalkarbonaat reageer dan met salpetersuur en ons het die volume van die salpetersuur en ons het die konsentrasie van die salpetersuur. Al die metaalkarbonaat reageer volledig tydens stap 1. Hoe weet ons dit? Want in stap 2 word die oormaat salpetersuur geneutraliseer met bariumhidroksied. Wat het ons in die geval van die bariumhidroksied? Ons het die volume en ons het die konsentrasie van die bariumhidroksied. En dan kan ons die aanname maak dat die volumes bymekaar getel kan word. En soos ook vroeër genoem, mens kan nie altyd volumes net bymekaar tel nie, want as digthede verskil, gaan jou volumes nie net bymekaar getel word om 'n finale volume vir jou te gee nie. Die twee reaksies wat plaasvind, word hier getoon. Jy het in die eerste plek salpetersuur wat reageer met die metaalkarbonaat. Al die metaalkarbonaat word opgebruik. Dit reageer volledig. En wat vorm daar? Daar vorm 'n metaalnitraat, daar vorm koolstofdioksied as 'n gas, jy gaan borrel sien, en water. En ek weet, ons skryf dit nooit nie, maar in die produkhouer gaan daar ook dan salpetersuur teenwoordig wees, want dit is in oormaat. Nou hierdie einste oormaat salpetersuur is daardie salpetersuur wat reageer met die bariumhidroksied. En wat vorm daar dan? Bariumnitraat en water. Maar hierdie is neutralisasie, so in hierdie geval gaan daar slegs bariumnitraat en water oorbly aan die produkkant. Bereken die aantal mol bariumhidroksied wat met die oormaat salpetersuur reageer. Ons het die volume, ons moet dit net omskakel na kubieke desimeter toe, en ons het die konsentrasie. So, as ons dan ons konsentrasie en ons volume in kubieke desimeter invervang, dan kry ons 0,003 mol bariumhidroksied wat reageer het met die oormaat salpetersuur. Volgende moet ons die pH bereken na stap 1. So, ons weet dat 0,003 mol bariumhidroksied reageer het met die salpetersuur. As ons na ons reaksievergelyking kyk, dan sien ons die verhouding waarin salpetersuur en bariumhidroksied reageer is 2:1. So daardie verhouding is 2:1. Met ander woorde, as ek sit met 0,003 mol bariumhidroksied wat reageer het, dan dubbel soveel salpetersuur het reageer. En dis 0,006 mol salpetersuur. In die eerste plek, salpetersuur
is 'n sterk suur. Onthou, hy is deel van jou 3 S'e: salpetersuur, swaalsuur, soutsuur. Sterk sure, ioniseer volledig. En omdat salpetersuur monoproties is, een waterstof, weet ons dat die konsentrasie salpetersuur gaan gelyk wees aan die konsentrasie hidronium-ione. En as ons dan ons basiese vergelyking gebruik, ons het sopas bereken hoeveel mol salpetersuur daar is, en die volume is vir ons aan die begin gegee, dit is 25 kubieke sentimeter, oftewel 0,025 kubieke desimeter, dan kry ons dat die konsentrasie salpetersuur, wat dan nou ook die konsentrasie van die hidronium-ione is 0,24 mol per kubieke desimeter. So ons het daardie waarde. En ons gebruik nou ons pH vergelyking, ons vervang ons konsentrasie hidronium-ione in, en dan kry ons 'n baie lae pH van 0,62. Volgende moet ons metaal M identifiseer. Nou dink gou mooi. As ons die aanvangshoeveelheid salpetersuur in mol kan bereken, en ons vergelyk dit met die aantal mol wat in oormaat was, dan kan ons bepaal hoeveel mol salpetersuur het in stap 1 reageer. So, kom ons bereken eers die aantal mol salpetersuur aan die heel begin. Nou, ons het die konsentrasie, dis vir ons gegee, is 0,4 mol per kubieke desimeter. Daar is hy vir ons gegee. Daar is die 0,4. En ons het die volume. Ons skakel hom net oor na kubieke desimeter toe. Dan sien ons, die aanvangshoeveelheid is 0,01 mol salpetersuur. Ons het dus die aantal mol salpetersuur aan die begin, en dan, wat in oormaat is, 2 keer daai 0,003, het ons bereken is 0,006. So, wat ons dus kry, is die verskil tussen daai twee, gee vir ons die hoeveelheid mol salpetersuur wat reageer het, en dit is 0,004 mol salpetersuur wat reageer het met die onbekende metaalkarbonaat. As ons nou kyk na die reaksievergelyking, dan sien ons die molverhouding is 2 tot 1. Ons weet 0,004 mol salpetersuur het reageer, so die helfte daarvan sal vir ons die aantal mol onbekende metaalkarbonaat gee wat reageer het. En dit is met ander woorde 0,002 mol metaalkarbonaat. Ons het die massa van die onsuiwer metaalkarbonaat. En ons weet ook die suiwerheid is 85%. Met ander woorde, 85% van daai 0,198 gram is metaalkarbonaat. En as ons dit gaan uitwerk, dan sien ons 0,1683 gram is in werklikheid die metaalkarbonaat. Ons het bereken, die aantal mol metaalkarbonaat wat reageer het, is 0,002 mol. En ons weet ook, 85% van die oorspronklike onbekende metaalkarbonaat se massa is suiwer metaalkarbonaat. So daai 0,002 mol is ook 0,1683 gram. Beide daai waardes stem ooreen met die hoeveelheid metaalkarbonaat wat reageer het. Bo gee dit vir ons dit in 'n mol hoeveelheid en onder gee dit vir ons as 'n massa hoeveelheid. So wat ons nou bereken, ons bereken nou ons relatiewe formule-eenheid massa, en al wat ons doen is, ons deel ons massa deur die aantal mol, en dit gee vir ons 84,15 gram per mol. En wat ons nou moet doen is, ons het 'n metaalkarbonaat met hierdie relatiewe formule-eenheid massa. En ons weet wat is koolstof en ons weet wat is suurstof,
So ons kan nou gaan en bepaal wat is die relatiewe atoommassa van daardie metaal en dan kan ons kyk na die periodieke tabel en identifiseer watter metaal is hierso ter sprake. So ons het nou ons relatiewe formule-eenheid massa van die metaal karbonaat. Nou dink gou so. Koolstof, relatiewe atoommassa 12, 3 suurstowwe, 3 maal 16 is 48. Met ander woorde, die karbonaatgedeelte is 60 gram per mol. Daardie is 60 gram per mol. So 60 van die 84,15 is karbonaat. En as ons dan gaan en ons trek daai 60 gram af van die 84,15 gram, dan kry ons 24,15 gram per mol. En nou gaan jy na jou periodieke tabel toe en jy gaan soek 'n metaal met 'n relatiewe atoommassa van 24,15 gram en dan kry jy dit is magnesium.